Goeiemôre, goeienaand en welkom by Straatwys. Nou, ek wil vandag graag 'n bietjie praat oor iets wat ons almal al iets van gehoor het en dit is die placebo-effek. En nou, dis nie, wil nie daarom met jou praat as 'n akademiese ding nie as 'n slim woord nie, maar as iets wat baie direk met ons lewens uit te waai het. Nou, in hierdie eksperimente vat hulle 'n groep mense wat almal aan dieselfde siekte ly en dan word die groep in 2 gedeel. En die een groep kry die regte medikasie, dit wat hulle eintlik voor wil toets en kyk of die medisyne werk. En dan kry 'n ander groep 'n placebo, gewoonlik 'n suikerpil wat logies gesproke niks behoort te doen nie. Maar hier is die sleutel, niemand in hierdie 2 groepe weet in watter groep hulle is nie. Almal glo hulle kry hulp, almal glo hulle kry dieselfde medikasie. Maar dan kom die interessante ding, want dan gebeur daar iets wat ons logika laat kopkrap. Want baie van daai mense wat nooit die regte medikasie kry nie, begin gesond word. Nie in verbeelding nie, nie in wensdenkery nie, maar werklike verandering uit die placebo uit. Hoekom? Omdat hulle geglo het. En nou kom die tweede deel, want dis waar dit nog ongemakliker raak. Nou daar was ook eksperimente waar daardie mense wat die regte medikasie gekry het, dat daar vir daai groep gesê is dat hulle kry die placebo. En daardie mense, Ripa, het nie gesond geword nie, hulle het nie verbeter nie. Die medisyne was reg, die liggaam was reg, maar die geloof was weg. Daardie vertroue dat die medisyne gaan werk is nie daar nie. En dit het alles gestop. Nou ons sê maklik, verandering begin by jou denke, en dis waar, maar dit gaan baie dieper as net ons gedagtes. Dit gaan oor wat jy werklik in jou hart glo. As jy glo iets gaan werk, selfs al is dit nie die ware Jakob nie, kan daardie geloof alleen genoeg wees om verandering te bring. En aan die ander kant, as jy alles dalk tot jou beskikking het, maar jy glo dit gaan nie help nie, help dit nie. So ek wil jou vandag so 'n bietjie vra en sê sonder oordeel, hoe lyk jou uitkyk op die lewe? Nie jou Facebook status nie wat jy vir ander mense sê nie, maar daardie stille stem binne in jou, wat rarig binne in jou aangaan. Wat glo jy oor vandag? Wat glo jy oor jouself? Wat glo jy oor jou liggaam, jou gesondheid, jou toekoms en jou drome? Baie keer sit ons vas by die logika, want ons kyk na die verlede, ons kyk na ons foute en ons verliese en ons mislukkings, en dan maak ons 'n gevolgtrekking wat sê, ag, dis maar wie ek is, dit sal nooit verander nie, dis hoe dit altyd gaan wees, en dis net nie vir my beskore nie. En daar is 'n ou gesegde wat sê, if you think you can, or you think you can't, both are true. Die placebo-effek wys vir ons iets belangriks, dat logika is nie altyd jou vriend nie, want soms is logika net 'n optelsom van ou stories en ou seer en ou mislukkings, en geloof maak ruimte vir iets nuuts. En dis belangrik om te sê, hierdie is nie net so kindige praatjie of mooi geestelike idees nie, want hierdie placebo-toetse wys dat daardie mense binne in daai toetse het werklike fisiese veranderinge, een kant of die ander kant toe, binne in hulle liggame bewerkstellig. Dit was nie net gevoelens nie, dit was nie net sielkundige mambo-jumbo nie net denke nie, maar liggaamlike, fisiese, realistiese reaksies. So as jou liggaam kan reageer op wat jy glo, hoeveel te meer kan die ander dinge in jou lewe nie ook nie. Maar hier is die ander kant van die straat. Party van ons loop ook rond, en dit moet ons sê, met die wit brood onder die arm. Ons het al die kennis, al die geleenthede, al die mense om ons, al die hulpbronne, soos die mense wat die regte medisyne gekry het aan daai placebo-toetse. Maar diep binne ons glo ons nie, ons is goed genoeg nie, sterk genoeg nie, waardig genoeg nie, en dat dit gaan werk nie. En dan gebeur dit, jou eie ingesteldheid pootjie jou selfs aan daai kant, nie omdat jy nie kan nie, maar omdat jy jouself nie toelaat om te mag nie. So Straatwys vra vandag nie of jy alles het nie, ons vra net, wat glo jy werklik? En besef jy dat jy enige iets is moontlik vir jou? Want uiteindelik gaan dit nie altyd oor wat jy ontvang wat jou verander nie, maar wat jy toelaat om waar te wees binne in jou. En dalk begin jou volgende skuif, nie met 'n nuwe plan nie, maar met 'n nuwe geloof, dat dit wat jy wil hê, moontlik is. So ek groet jou, ek hoop jy het 'n wonderlike dag, en mooi loop.